Hartlike goeienaand en welkom by ons gesprek. Ek is Johannes de Villiers, maar die ster van die aand vanaand is hierdie ouetjie, die boek Die Geskenk deur Riet Rust, subtitel Liefde, Selfdood en Dieper Leef. As jy nog nie van die boek gehoor het nie, woon jy onder 'n klip elders. Dis in elke publikasie al breedvoerig geresenseer, daar's stapels in elke winkel en jy sal die gesig herken op die voorblad, maar hier op die skerm langs my met dieselfde rooi lipstiek aan as op die voorblad, sit Riet Rust daar self om vanaand met ons te gesels oor hierdie boek. Riet, dis lekker om saam met jou hier te wees. Ek voel dieselfde oor jou, dankie Johannes. Hierdie boek is tydig, dis belangrik, maar bovenal dis 'n dapper boek hierdie, né? Dit is jy wat jouself regtig bloot lê om ander mense te help. Ek gaan net nou vir jou 'n minuut of 2 gee om 'n kort opsomming te gee wat die storie oor gaan, maar ek dink almal weet ook teen die tyd dit gaan deels oor jou persoonlike verhaal met jou man JD wat sy eie lewe. Hoe lank terug was dit nou? Dis al 6-7 jaar, Dis né? al 7+ jaar, ek kan Ja. dit nie glo nie. In 'n sekere Ja. opsig voel dit soos gister en in ander opsigte voel dit regtig amper 8 jaar. Ja. Dis in aarde. Jy vertel dit hier in helder detail asof dit gister gebeur het, né? Mense beleef dit saam met jou en ook die hele paadjie wat julle saam geloop het voor die tyd. En dan is dit ook 'n boek met heelwat navorsing vir mense wat rou met dieselfde of soortgelyke dinge, né? Hoe gaan dit? Wat kan jy verwag? Waaroor moet jy nie skuldig voel dat jy dit voel nie? Wat gaan mense vir jou sê? Wat kan jy verwag dat hulle vir jou gaan sê? En ek dink vir my die krag in die boek, ek gaan nou klaar gepraat wees as ek jou weet, maar die krag in die boek vir my is juis hierdie kombinasie van persoonlike verhaal en die raad wat jy gee, né? Want dis nie net 'n klomp abstrakte teoretiese advies nie, maar dis beleefde raad. Die leser het saam met jou hierdie pyn, al is dit nou in watse klein fragment belewe wat jy hierso beskryf en is ook later in die tweede helfte van die derde deel van die boek waar jy na die tyd versigtig vir jou hart oopmaak en weer begin hoop vir liefde nadat jy jou man so wreed vermoor het en alles wat daarmee kom, is die leser dan saam met jou geïnvesteer. So dit is dis 'n ongelooflike boek en die wêreld stem blykbaar saam, want mense sien dit oral, né? En ek hoor al van plekke wat al moet ekstra voorraad inbestel omdat dit uitverkoop is. Is dit jou ervaring ook, Riet, dat die wêreld gons Ja. oor hierdie boek oomblik? Kyk, ek het gedink die boek gaan groot wees, maar dis baie erger as wat ek, of erger in 'n positiewe sin, as wat ek ooit kon verwag. En as ek kyk na my e-pos boodskappe en my Facebook en alles is besig om te ontplof en ek is baie bly want ek het die boek geskryf vir enigiemand wat deur een of ander tragedie gaan en ek dink, as jy net byvoorbeeld dink aan COVID, daar's so baie tragedies eintlik, stres wat net ophoop en 'n mens is nie heeltemal seker wat om te doen en wat om te dink nie. So ek het nie die boek as terapie geskryf nie, ek wou net iemand help want ek weet toe ek deur het gegaan het, was ek so verlore. Ek het nie geweet wat om te verwag nie. Ek het nie geweet rou ek reg nie. Daar's so baie vrae. Ek het nie geweet hoe mense se opmerkings te hanteer. Jy kan nie help om skuldig te voel al is jy glad nie. Al daai goed is heeltemal oorweldigend en ek wou net dit vir die leser makliker maak wat blykbaar werk vir ons die terugvoer en ek is baie dankbaar. Is dit, want kyk, dis nou wat is 'n maand wat die boek nou al uit is omtrent, né? Dalk selfs minder. En ek het nogals gewonder of die terugvoer al, daar's uiteraard baie gelukwensing, maar ek vermoed jy begin dalk ook al hoor van lesers wat die boek gekoop het omdat hulle persoonlik iets by dit moes kom soek het, né? En of jy al terugvoer van hulle gekry het en hoe dit lyk. Baie. En wat absoluut daarmee kan identifiseer en 'n vrou wat ook vir my geskryf het, sy het gedink sy's heeltemal alleen. Sy het gedink dit haar man oorgekom het, sy gedink daar's geen hulp vir haar nie. Jy weet jy voel mos jy's die enigste persoon wat deur so iets gaan. En net dankie dat sy kon identifiseer. So, maar daar's baie van hulle en dis my fantasties en een het vir my gister gesê as sy maar net hierdie boek gehad het. En ek voel ook so, as ek net hierdie boek en hierdie inligting gehad het toe dit my getref het, dan sou ek ook, ek wil nie sê makliker daardeur gegaan het nie, maar meer gerus daardeur gegaan het. Ja, weet jy,
Want die waarde in so iets is eintlik om julle stories met mekaar te kan deel, nê. Nee, iemand anders gaan deur dit en sy verstaan nie haar eie optrede nie en dan sien sy, o, maar hier's Riet wat skryf en sy het ook nie gerou soos die prentjie wat hoe mens dink dit moet gaan nie, nê. Nee, en ek is hulle nie so alleen nie. Ja, nee, net so. En dit is die hele ding. En vriendin A sê dan vir vriendin B wat wel deur selfdood geraak is van die boek. En dis my hele doel, want Johannes, na JD dood is, dan voel jy mos ook jy wil self doodgaan. Jy kan net nie meer nie, maar toe ek gaan sit en self ondersoek gedoen en besef, daar's 'n doel hoekom ek nog hier is. Jy weet hoekom mens moet tog 'n lewensdoel hê. En ek het 'n boek geskryf oor narcisme en dit was dieselfde of miskien nie heeltemal so groot nie, maar ek kry steeds navrae. So my ding is met my sielkundige agtergrond is ook en ek wil daar wees vir mense en as hulle vrae het dan kan hulle gerus my vra want ek het daai pad gestap. Kyk, my 'n vraag wat ek nou nogal sou wou gevra het, maar jy het dit eintlik al geantwoord is, want ek het as iemand wat nou self oor hartseer geskryf het, in 'n sekere sin jy skryf dit om vir ander mense antwoorde te gee, maar in die navors vind jy ook eintlik daai antwoorde wat jy self gesoek het, nê? Jy help jouself om beter te verstaan. Jy ja, skus. Nee, dis absoluut waar. Ek het nooit besef dat daar so iets uit die boek gaan kom nie, want ek het gaan sit en ek het gaan dink, wat is al die faktore wat verkeerd gegaan het in JD se lewe? Kyk, is mos dikwels nie net een ding nie. En ek het gaan dink oor van sy kinderjare, wat nie altyd rooskleurig was nie, na sy grenservaring, na sy verskriklike depressie wat hy ontken het aanvanklik, wat ons almal om hom bewus van was, sy 2 siektes, wat was die effek daarvan? En soos ek gedink het oor JD, het ek die verskillende fasette gaan navors. Soos hulle sê byvoorbeeld, die grootste persentasie selfdood gebeur in die babyboomer groep. En dit is veral hier tussen 50 en 60. Wat jy dan op die stoep sit of baie mense en dink, wat het ek bereik in die lewe? Waartoe gaan my lewe nou hier vandaan? En dan raak hulle geweldig depressief en geweldig is daar nog 'n doel met my lewe tipe van ding. En ek het al daai goed gaan ondersoek. Wetenskaplik. So ek kon wat ek gevoel het, kon ek dan bewys met feite en ek kon sin maak, baie goed sin maak van wat aangegaan het in sy lewe na al my navorsing. Ja, ek het nogal gewonder nie, want as ek nou 'n uitgewer was en jy sê jy gaan 'n boek skryf oor selfdood, dan sou ek gedink het, jy's, dis dalk 'n klein mark, nê, want daar is nou baie sulke mense wat oorkom, maar daar's ook seker nie so baie nie, maar vandat jy nou my meer sensitief gemaak het en ek rondkyk, besef ek net hoe ontsettend baie mense, wat ek nie eers van geweet het nie, het al 'n eggenoot, 'n broer, 'n kind, 'n beste vriend verloor aan selfdood, nê, en ek nogal se wonder of daar, want en jy hoort seker ook nou net hoe groot die omvang van dit regtig is. En 'n ander tweede vraag wat jy dalk sommer ook in die proses kan antwoord, is my indruk reg dat dit meer mans is wat hulle eie lewe neem as vroue, of as ek heel verkeerd Dit is blykbaar en ek het gaan dink daaroor en ek het gedink mans se testosteroon het seker iets daarmee te doen en hulle het jy weet, hulle is nie so verskriklik bang vir gewere en pistole en goed soos wat ons is nie. En dit is nou maar so, baie van ons is op 'n manier sagter en voel ek, want jy dink aan, jy het kinders, daar's so baie, jy het sien maar ouers, so jy's verantwoordelik in daai sin. Ek weet nie of dit sin maak, maar dit is meestal mans en weet jy Johannes, dis Suid-Afrika, 23 mense per dag wat slaag in hulle pogings, vir elke poging, vir elke selfdood is daar nog 23 pogings op dieselfde dag. Of nog 20 pogings, so dis 43 wat probeer of doen, en dan is dit 8000 oor 'n jaarperiode in Suid-Afrika wat slaag, en dit is nogal Dit is nogal skrikwekkend en ek wil ook veral ouers bewus maak hierdie tyd wat 'n kind 13 is. Jy weet daar's sulke fases in jou lewe wat ek dink wat rooi vlae kan wees en wat 'n mens net byvoorbeeld jou kinders moet 'n bietjie monitor en so, maar is groot, selfs die getalle is skrikwekkend.
Ja, en daar's 'n hele eintlike trauma bedryf van die mense wat agterbly, nê? Daai ding want jy beantwoord so mooi of jy verwys so mooi na al die vrae wat mense het. En voor ons eintlik by die vrae uitkom, ek dink vir jou wat jy beskryf in die boek nogals 'n baie traumatiese ervaring is die feit dat jou man JD toe hy homself geskiet het, het geen brief gelaat nie, nê? Hy het dit eendag Nee. uit die blou gedoen. Dink jy dit sou anders gewees het as hy 'n brief gelos het en 'n verduideliking gegee het of iets? Of sou Weet dit jy, ek weet nie, my kinders ken my baie goed en hulle het gesê ek sal die brief 105 keer gelees het en ontleed het en goed ja, daarin gesien het en catastrophize het daaroor. Ek kan nooit die Afrikaanse woord sê nie. ja, So ek weet nie maar kyk, ons het 'n fantastiese laaste aand gehad. So dit was my duidelik terugskouend dat hy geweet het, dat hy dit 'n paar dae voor die tyd beplan het. Kyk, hy het ook sy werk verloor. So die faktore het opgehoop en opgehoop. En daai aand was my so kosbaar. Dit was net ek en hy. En ek dink hy het daai aand alles gesê. Terugskouend het ek gedink dit en dit en dit en hoe ek wil nou nie spog nie, maar dit kom daarop neer hoe 'n gepaste en wonderlike vrou ek vir hom was en ja, hoe lief hy vir my was en hy het my, ek wil nou nie huil nie, maar hy het my ekstra lank vasgehou en dit is goed wat ek kan terugdink en ek dink dit was goed en dit was kosbaar en ek en die kinders het soveel, dit was 'n skrikwekkende skok, maar ons het soveel insig gehad in die hoekoms. ja, Waarom gaan mense, soms gebeur sulke goed en dan het die vrou en die kinders nie idee wat het met pappie gebeur of wat het met mammie gebeur of wat ook al nie. En ons drie was in die bevoorregte posisie. Die een kind, die oudste kind het gesê, pappa was soos 'n laaikas wat al hoe voller geraak het, bedoelende met kwessies en skielik ons het geweet daai laaikas gaan op een of ander manier omval. Ons het miskien nie gedink dit gaan so gebeur nie. Maar hy was heeltyd was hy nee, ek ly nie aan depressie nie. Nee, ek het nie hulp nodig nie. En ek het later aan hy het nog skaars uit narkose uitgekom. Toe ek vir die dokter sê, sit net hierdie man onmiddellik op antidepressante want dit hang mos nou saam met 'n hartdefek en so aan. Maar dit ja, was in 'n sekere sin al te laat want hy het 4 of 5 sielkundiges het hy net gesê nie een is goed nie een antwoord sy vrae nie, jy weet en hulle word mos nog gelei om vir jou te help om jou eie antwoorde te kry, maar hy het dit nooit so gesien nie. So ek en die kinders het absoluut ons bes gedoen, maar as jy nie wil luister nie en as jou kop so nie mekaar is, uiteindelik 'n breinsiekte soos JD. Dit is mos maar 'n breinsiekte, hulle is so ja, donker vir hulle, dan kan jy maar eintlik maar doen wat jy dink reg is en verder kan jy niks doen nie. Maar dis hoekom ek vir die luisteraars wil sê, kyk so gou moontlik uit vir tekens en al moet jy doktershulp kry of iemand kry om fisies te verwyder en in die hospitaal te sit, doen dit. En ek het dit gedoen en hy het net soms geweier om daar te bly en die dokter het ook vir my gesê, hoe gaan ons hierdie man van 6 voet vasbind aan die bed as hy nie in die hospitaal wil bly nie. Maar nou ja, skouend besef ek, hy wou juist dit doen voor einde Desember en dis hoekom hy nie in die hospitaal wou bly nie. Dit was net so donker, hy kon nie meer die pyn vat van leef nie. Hulle wil ja, leef, maar die pyn van leef, hulle kan net nie. ja. Kyk wat jy miskien as dat dalk nou een van die twee luisteraars is wat nie die boek al gelees het nie, net om te verhelder wat met hom gebeur het is, en keer my as ek dit nou verkeerd opsom, hy was baie suksesvol in sy loopbaan en dit klink nou nog as 'n dinamiese en charmante man en toe het hy nadat hy oop hart operasie gehad het 'n geweldige beroerte beleef en Ja, dit het heeltemal verswak gelaat. Hy kon nie sy werk voortsit nie. Hy doelloos gevoel en daar's volgens jou ook 'n amper 'n fisiologiese depressie wat volg as mens deur so 'n tipe operasie is, nê? Nee. En al die ja, goed het wat op 'n stadium toe. ja, dit het net geknak en ek dink die beroerte was 'n groot ding. Kyk, die oop hartoperasie was die tipe operasie wat hy gehad het was van wat doen hulle een keer 'n jaar hier by Panorama. Dis 'n groot omvattende ingrypende ding en jy word soos met jou moontlike dood gekonfronteer.
die beroerte was vir hom eintlik erger, want hy was baie lief vir musiek, en hy kon toe bykans nie hoor nie, Ja. hy kon nie ordentlik loop nie, hy kon nie skryf nie, sy handtekening was iets verskrikliks, hy het baie hard probeer om alles reg te kry, en sy persoonlikheid was sagter, maar hy het ook gesê, hy's glad nie die man wat hy was nie, hy het geen selfvertroue gehad nie, hy was 'n bol stres, want hy het breinskade gehad, ek het gesien op 'n skerm hoe lyk sy brein, en dit was 'n permanente angstoestand wat die gevolg was wat hulle niks fisies kon doen aan nie. So, hy het net hopeloos en hulpeloos en gevoel, en ek het ook so gevoel, want jy voel later, wat kan jy nog doen vir hierdie man? Ek het vir hom motiveringspraatjies gegee, van die begin van die dag tot die einde van die dag. Meer het ek nie gedink kon ek doen nie. Ja. Um, En dan beskryf jy aangrypend in die boek die dag wat toe aangebreek het, nê, nee, dat jy en hy was in die huis. Ek dink die huiswerker was dus julle 3 saam daar. ja, Skielik hierdie haalgeweer skoot uit die kombuis en hoe jy afgekom het op hom heel eerste, nê? Nee? ja, En dit dan was, ja, wat vir my net nogals ek wil eintlik gou nee, as ek gou dit wag, ek wil gou opsoek waarso is dit. Dit is op bladsy dit is bladsy 84, nê, nee, wat jy beskryf daai dag. Jy sê jy's amper so half op autopilot en jy kry net maar die polisie in en die speler en die 2 glase het nog daar gestaan want jy het die vorige aand wyn gedrink, nê? En dan sê jy daarso op 'n stadium het jy net uitgegaan en op die stoep gaan staan en jy sê om my gedagtes te kalmeer, kyk ek uit oor my tuin. Die bome lyk nog dieselfde, die voëls sing, ek hoor motors verbyry, die lewe gaan sy gang. Net daai oomblik van daai verslaandheid. Alles lyk nog dieselfde, maar alles is anders en jy weet nie wat hier aangaan nie, nê? En dis dan maar wat die soektog na antwoorde toe begin. ja, nee, toe was ek nog net, jy weet, wie moet ek bel, wat moet ek doen? Daar was nog geen soektog nie. Ek het omtrent eers toe ek diep in rou was, toe ek moes uit my huis uittrek ook, want ek was besig om my huis te moes oorbou op my eie en al sulke dinge. Toe ek eers half diep in rou is en weer terugkom na die huis en alleen is, toe het ek begin dink, wat het ek verkeerd gedoen? Dan jy voel onmiddellik, dis my skuld, en dis wat mense jou ook laat voel. Hulle het vir my reguit gevra, wat was die probleem in julle huwelik? Sulke vrae, jy weet, Ja. of het jy dit sien kom? En dit was my verskriklike vraag van, met ander woorde, as ek gesê het, ja, ek het dit sien kom, wat nie waar is, jy sê nou maar ek het gesê, ja, of ek het dit sien kom, of hulle het my net laat voel, so ek het dalk geweet dit gaan gebeur, maar ek het hom nie gekeer nie, so ek is eintlik dan 'n moordenaar. So al sulke Ja, goed ja. het my verskriklik ontstel, en Johannes, jy sal dit nie glo nie, mense het my gevra goed soos, was dit 'n dubbel of 'n enkelloop haalgeweer? Nou wat het dit te doen? En ek praat nou van 3 dae na die tyd, en predikante wat vir my geskryf het en gesê het, as jy nou dink hy sit aan die regterkant of aan die Here se regterhand, sit hy aan die duiwel se linkerhand, en Ja, hier daai is is ek, amper die ergste, maar hoe reageer jy as jy so iets hoor? Raak jy woedend of internaliseer jy dit dat jy jouself dan begin kritiseer, of wat se impak het dit op jou as mense sulke goed sê? aanvanklik dink ek net, ek kan nie glo dat jy vir my so iets vra nie, want hulle vra vir my, hoe ver het die bloed gespat? En ek praat nou 3 dae na die tyd, en as hulle sulke vrae vra, onmiddellik voor my behandeling, sielkundige behandeling, nou sien ek hierdie beeld elke keer voor my, en ek herleef alles elke keer, en waar jy eintlik in wat dit toegedraai moet word, en soveel liefde moet kry, ek sê dit nou reguit, jy weet, jy's baie weerloos, en jy voel so alleen, en jy kan nie op daai stadium of in daai stadium sulke vrae hanteer nie. Jy kan nie, jy sit met soveel vrae van jou eie, en dan kom hierdie mense, of hulle groet jou nie, want hulle kan nie selfdood hanteer nie, hulle weet nie om jou te hanteer nie. Jy is mos nou die vrou wie se man haarself in julle kombuis geskiet het. Dit was die definisie van wie ek was later. En dit maak alles net 100 keer erger.
En jy 100. sê ook, wat jy ook geplaas is, party mense wat jy eerder die saak heeltemal geïgnoreer het en net wou praat asof niks gebeur het nie, nê? Ja, dan sê ek Asperus, weet julle van JD se selfdood? Dan sê hulle Ja, ja, en dan praat hulle aan oor koetjies en kalfies. Dan dink ek net vir myself, was hy niks werd nie, of hy voel tog hierdie mense weet nie hoe om te empatiseer nie. En ek kyk ook daarna in my boek, en mense vra as jy nou net een manier van empatiseer sou wou noem verander, as jy nie weet wat om te sê nie, sê vir die persoon, ek is jammer oor wat met jou gebeur het, ek weet nie wat om te sê nie, ek is ja, hier vir jou, en gee dan vir die ander persoon 'n drukkie, net dit, en dan wees jy daar, dan as jy weet, jy wees daar, jy bel nou en dan, jy vra of jy iets kan bring, nie kos vir die een wat rou nie, want jy wil nie eet nie, maar jy's altyd ander ja, mense wat wil kos kry, of jy kan bel, of jy kan net, sê nou jy, die persoon het jong kindertjies, gaan ry dan neem die kinders na waar hulle moet wees, of bied hulp aan of so, ja, maar empatiseer, sê net, ek is so jammer, ek weet nie wat om te sê nie, dan hoor ek, jy's jammer en jy's geskok en jy voel vir my. So, dis ja. al wat 'n mens wil hoor. En, Jy en wil nie ander goed hoor soos, het jy geweet hy gaan dit doen nie, beslis nie. Ek het nog een hier neergeskryf, mense wat vir my sê, ek weet hoe jy voel, ja, want my ja, ouma is op 95 dood in haar bed. En weet jy ja, dan, ek het later net ek begin sê, ek is jammer, so jou ouma het haarself ook eers in die kombuis geskiet met die haalgeweer, so, jy weet presies hoe ek voel. Want ja, weet jy, net om myself te verdedig, en ek het weer hierdie week vir iemand gesê wat gesê het, hulle het 'n ander krisis gehad, ek weet nie wat nie, ek weet hoe jy voel. Nee, jy weet nie, elke ja, geval is ook anders. Jy ja. weet? Ja, en dis wat die mens moet leer, dat jy vra nie om verstaan te word nie, jy wil net gehoor word, nê? Nee, jy soek net eintlik iemand om daar vir jou te wees. Nie om jou met raad Ja, en probleme op te los nie, maar weet jy interessant, daai predikant wat jy nou van skryf wat nou sê JD sit nou by die duiwel of so. Ek dink ja, onderliggend in daai ding is hy dink aan dood as selfmoord. So hierdie man se laaste daad op aarde was 'n moord, al is dit teen homself, nê? En dis onvergeefbaar. So jy het nogal sterk gevoelens oor die woordkeuse van selfdood teenoor selfmoord. Ek's 'n oud kollega van Lizet Rabbe wat baie oor die onderwerp praat, jy weet, en jy ook sekerlik ken, en wat ook baie sterk oor die woord voel. ja. Maar en tog nodig om iets daar te sê vir lesers wat sê die woord sit nou nog nie vir hulle lekker in die mond nie. Ja, Hoe baie mense nog voor JD dit gedoen het, het ek ook gepraat van selfdood, en ek het gesê 'n persoon is oorlede aan selfdood of hy's oorlede aan depressie, want kyk, ons praat nie meer byvoorbeeld van plakkerskampe of van dwergies, of daar seker Ja, goed wat politiek nie korrek is nie, en selfdood val sagter op die oor. Hoekom moet jy sê dit is moord as die persoon 'n breinsiekte gehad het? Dis dieselfde soos byvoorbeeld longkanker of enige ander terminale siekte. So jy kan hom nie beskuldig nie. En mm, wanneer dit so donker is in jou kop, dan het my navorsing ook vir my die Engelse woord gegee, wat hulle noem command hallucinations. Daai persoon kan nie normaal dink nie, daar gaan goed in sy kop aan. So hoe kan 'n breinsiekte moord wees? Nommer 1, ja, dit is selfdood, en dan die ander ding is pleeg. Niemand pleeg het 'n baie negatiewe konnotasie. Jy pleeg 'n misdaad, jy pleeg moord, jy pleeg plagiaat. Hy het niks gepleeg nie. Hy's oorlede aan 'n breinsiekte of hy's oorlede aan depressie. Dit is hoe ek dit sien, en werklik waar, dit het my nog nie eers getref nie. Dit myself nie kon ek verstaan waar iemand soos Lizet vandaan kom. mm, En ek en Lizet praat baie, ek haal haar ook aan in my boek, en dis goed, want ek het nou baie vriende ontmoet, ek ken vir Lizet al jare, maar ander vriende en vriendinne wat deur dieselfde is, en jy bou net 'n ongelooflike band op, want dis die mense wat iets verstaan. Jy kan nie sê jy ja, verstaan 100%, ek verstaan nie 100% hulle spesifieke geval nie, maar ek kan identifiseer met so iemand, want ek nou,
jy kyk anders en dieper na die lewe. Dis nou 'n stuk van die titel en dieper leef. Jy kyk anders na die lewe. Ek het nie meer lus vir my kinders ook nie vir vreeslike ligsinnigheid nie. Jy wil mense in jou lewe wat diepte het, wat dink oor die lewe, wat al moeilike tye beleef het. Is my vriende hierdie tipe van wat ek in baie keer in die drama departement, ek het drama studeer. Oh, hello darling, en is so vals en is so dit. Ek sê nie almal is so nie, maar ek kan nie meer nie. Ek soek opregte, egte mense in my lewe nou. En my kinders voel ook so. Hulle voel 100 jaar ouer as baie van hulle vriende. Maar dit is wat so ding doen aan jou. Of dit goed is of sleg is, die weet ek nou nie. Maar dit is net so. Dit is so. Maar jy's 'n ander mens as wie jy was voor dit gebeur het, nê? Nee. Ja, totaal is eintlik dit is hoekom ek 'n hoofstuk het oor posttraumatiese groei. Jy kan besluit, gaan ek hierna net lê en opgee op die lewe of ek het 'n keuse of gaan ek opstaan en besef ek is nog hier en ek gaan my pad stap. En die wonderlike ding wat hier uitkom is dat jy leer jouself so goed ken en aan die einde dan dink ek kon van myself sê, you've come a long way baby, hoor. Ja. Want ek was so bederf deur JD, hy het vir ons alles gedoen en ek het nie eers geweet waar is die munisipale gebou of hoe dra ek sy kar oor op my naam of simpel goedjies waar Jy sê dit het 'n jaar gevat voor jy besef het jy moet jou huisversekering betaal, nê? Nee, jy het 'n presies. Ja, Dit is belaglik. So ek was half 'n kept woman, kan jy absoluut sê. Hy het my soos 'n prinses hanteer en toe dit gebeur was dit nou buite vir hierdie verskriklike rouproses en tragedie en die huil en alles het daai goed my so gevang veral na die tyd. Hier breek die grassnyer. Nou, hoe kry ek die ding in my kar en waartoe gaan ek met die ding? So dan het ek soos 'n bedorwe kind op die garagevloer gesit en net gehuil van frustrasie en toe het ek gedink, jene JD, hoe kan jy so iets aan my doen? Selfsugtig nou het ek gedink. Hoe kon het jy gedink ek kan hiermee cope en so aan? Ek was nooit ek het niks gehad om hom voor te vergewe nie, want ek kon insien hoekom hy dit gedoen het, maar ek het wel, soms was ek net wel woedend, omdat dit so onnodig was, en ek het gedink, jy het eintlik so, jy het 'n vrou, jy het 2 dogters, ons is 'n gelukkige gesin, en jy doen nou so iets, en ek was nooit 'n woedende persoon nie, maar nou en dan het ek net gedink, jessie, wie jy, ek weet nie. Maar jy skryf nou oor die tradisionele 5 fases van rou, die woede en die onderhandeling so aan, en daai woede kom nie uit wanneer 'n mens rustig en rasioneel oor die saak sit en dink nie, dit kom uit in daai oomblikke as die grasnyer gebreek het, of as dan kom daai moeilike emosies uit. Ja, en as hy so pragtig in my gang op die portret sit hier, wat iemand vir my geskets het, wat absoluut pragtig is, en ek stap verby en ek dink, Jessie, jy's so slim man, jy's so 'n fantastiese, 'n charismatiese man, almal is so lief vir jou, en dan dink ek, dan raak ek woedend, en my grootste woede spruit uit die feit dat hy 'n tweede kans gekry het, na sy hartoperasie. Die dokter het gesê sy hart was in so slegte toestand, hy moes eintlik dood gewees het. Hy het 'n tweede kans gegee, of jy dit nou spiritueel wil sien as die Here wat vir hom 'n tweede kans gegee het, net soos wat die mense wil sien, maar hy het 'n tweede kans gekry. En wat het hy gaan doen? Hy het dit gedoen. Ander mense kry nie 'n tweede kans nie, hulle slaat net dood neer. En dit, Johannes, het my, ek het net gedink, jy weet, al weet ek hoekom, al is dit rasioneel in my kop, nogtans het ek net gedink, what a waste, weet jy, het so 'n verlies van 'n kosbare lewe. Maar weet jy, en ek weet nie, jy dit oplet nie, maar partykeer 'n leser let partykeer woorde op wat keer en keer opkom, wat mense as mens skryf nie self eers oplet nie, en 'n woord wat jy baie gebruik in daai eerste paar hoofstukke nadat hy sy eie lewe neem, is sluiting, en jy sê, jy moet dit doen om afsluiting te kry. Engels is closure, né? Is mos nou 'n woord. Ja. As jy nie hierdie doen nie, gaan jy nie sluiting kry nie. As jy nie daai doen nie, gaan jy sluiting kry nie, maar daar's ook vir my amper 'n tipe van 'n groei in daai, want dan kom jy hier op bladsy 178. Jy weet, ek het van 'n boek gehou as ek krap in die boek, want ek krap nie in boeke gewoonlik nie, né? En jy, partykeer laat val jy net sulke sinnetjies, en dis sommer in die middel van 'n paragraaf, en dan
as jy al 'n verder, wag, gits, wat het ek nou net gelees? En dan is dit regtig 'n mooi sinne, soos hierdie een op bladsy 78, nou jy 'n paar keer nou van sluiting geskryf het, dan sê jy op 'n stadium, aanvaarding is 'n proses, nie 'n finale stadium van nou wat met 'n stopteken eindig nie, né? En dis wat ek daarin lees is dat jy op 'n punt kom wat jy sê, dis sê dat jy die 5 fases van rou deurgaan en nou is jy klaar kwaad gewees en nou is jy klaar geonderhandel en nou is jy maar weer wie jy was en nou gaan jy weer aan, hè. Dis asof jy gaan maar vir jou lewe lank soos mense 'n labirint stap, né? Of elke keer verby die plek kom, Ja. daai woede voel van tyd keer en weer daai regte depressie na hartseer voel, maar dis eintlik wat jou 'n ander mens gemaak het, né? Ja, en ek dink ek identifiseer 'n 6ste fase van rou en dit gaan, as ek reg onthou, groei en opstaan en aangaan met jou lewe. En die aanvaarding ding was ook 'n ding van in daai stadium, net nadat dit gebeur het, dan dink jy by jouself, ek weet hy is dood nou, ek weet dit, maar tog, as jy 'n motor sien wat so syne lyk, dan dink jy, dis hy wat huis toe kom, of jy hoor iemand klop aan die voordeur, dan dink jy, dis JD wat nou daar staan. Dis asof jou brein net ontken, om jouself te beskerm, al weet jy hy's nie meer daar nie. Dan, jy weet, ek stap in die kombuis en dink ek, o, hy het nou hier gestaan, hy's seker besig om kos te maak, of hy sit nou op die stoep, ons gaan nou braai soos altyd. Dit is 'n verskriklike ding om dan elke dag opnuut te besef, maar hy is nie hierdie, jy weet hy's nie hier nie, maar dit is asof jy elke dag daai skok moet deurmaak. So ek kon nie 'n punt daar sit nie vir lank nie. Nou kan ek, maar die woede het ek verwerk, maar dit kom nou en dan nog steeds op, en dis hoekom ek voel, dit is so belangrik om terapie, dis nou cliché seker maar om te sorg dat jy beslis gereeld terapie kry, en nou nog as ek voel, jy weet, ek het nog iemand verloor, die persoon wat ek na JD ontmoet het, wat so kosbaar was, om net daai goed te gaan uitpraat met iemand, en wat objektief luister, en jou net half op die regte pad, dat jy net weer insig kry, want ek raak so vasgevang in my emosies, dat ek nie kan normaal dink nie, of dit so voel het vir my. En dan kom iemand net, en dan sit hulle, die sielkundige of die psigiater, sit dit dan net weer in perspektief vir my, en verseker my, ek doen verbasend okay, eintlik. En dan kry jy weer selfvertroue, en dan dink jy, elke dag doen ek 'n bietjie beter, en dit is baie kosbaar, totdat hierdie drama nou gebeur het met my partner, verlede jaar, wat dan half alles weer oprakel, wat baie swaar was, jy weet. Voor ons by daai uitkom, want ek dink daai is belangrik genoeg om deeglik deur te praat, né? Net hoe lank was jy en JD nou weer getroud? Dit was omtrent 30 jaar of iets, né? 31 jaar, maar ons was saam vir 8 jaar voor ons getrou het. So dit was amper 40 jaar. Ons was kinders of 19 jaar oud, is seker maar kinders, ek weet nie. Toe ons mekaar leer ken het. So dit was regtig soos die cliché sê, asof jou ledemaat afgeruk is. Hy was so deel van my dat ek moes myself van voor af leer ken. Wie is ek sonder JD? Wie is ek sonder hom? En jy het byvoorbeeld jou huisspasie sonder hom geken, né? So jy moes omtrent jy het jou huis laat oorbou. Omtrent, né? Net om 'n nuwe ding te doen, of was dit klaar plan, of was dit deel van die Maar JD en ek sou, maar oor sy depressie, het hy toe nooit daarby uitgekom nie. Die huis was 'n simbool van sy depressie, alles het uitmekaar geval. En hulle sê altyd, moenie groot besluite neem na so dood nie, en ek het nie, behalwe, ek het geweet, as ek my huis regmaak, is dit 'n manier van geestelik, ook 'n manier van opbou, van nuut maak. En ek bedoel, Johannes, ek het vir 3 maande in hierdie kombuisie agter my gestap soggens, en al wat ek in my kop gesien het, was hoe hy daar lê. Ek kon nie, ek en die kinders het vir 3 maande, sê nou maar, dan het ons blomme gerangskik, hy moes dit by die toonbank gedoen, soos hy geweer het, op die toonbank gelê, ook, toe ek inkom, het geval op die toonbank, so, dan stap ek in, dan sien ek weer hierdie ding, al het ek behandeling gehad, die beeld, en ons het blomme daar gesit en alles, en toe het ek net gedink, nee, ek kan nie dit doen nie, al het ek
intense terapie. Ek wil nie elke oggend dit sien en weer die skoot hoor en in my kop dit herleef nie. En dit het baie beter gegaan na ek in die kombuis geskuif is en my huis is net anders. So die stoep is toegebou, so ek sien nie aan mekaar vir JD by die braai staan nie. Ek ontken dit nie, ek het dit verwerk, maar ek hoef nie elke dag dit te herleef, daai spesifieke beeld nie. Dit is, ek dink nie 'n mens, ja, jy maak vrede met die beeld, maar ek dink nie jy kan die beeld heeltemal, of jy sal dit ooit uit jou kop uitkry nie. Ek dink nie so nie. En jy stem saam, vrede maak beteken nie dat dit ophou om seer te maak nie. Dit maak ook minder seer op 'n ander manier, nê, maar jy hoef dit nie te gaan Ja, besoek dit nie. is so, die ding is, dit gaan nie weg nie, en dis ook al vir cliché, maar dis waar, die letsels sit vir ewig daar, maar ek kyk na my geestelike letsels, en ek is, dit klink ook nou en aardig, maar dan is ek dankbaar, want ek voel, sjoe, ek het so baie geleer, ek het gedink ek is volwasse, ek was absoluut glad nie volwasse nie, ek het gedink ek ken myself, ek het gedink ek weet wat ek uit die lewe uit wil hê, al daai goed was nie waar nie. Nou weet ek, en nou voel ek soos iemand wat sterk is, en wat die lewe in die oë kan kyk, en daar lê die geskenk, die titel, lê in my groei, en in my kinders se groei, is eintlik ongelooflik, en daarvoor is ek dankbaar. Ek sou JD enige tyd eerder hier wou hê nog, maar ek moet nou vrede maak daarmee. So ek kyk nou vas in dankbaarheid, en jy weet baie goed wat dankbaarheid en blydskap, want dis waaroor jou boeke gaan. Ja. Dit is mos baie belangrik, sou jy nie saamstem nie? Ja, jy kom by 'n punt, jy's nie dankbaar vir die verskriklike ding wat gebeur het nie, en wie kan wees, nie, maar jy kan dankbaar wees vir die groei wat jy in jouself gesien het na die tyd, en vir die mens wat jy geword het, nê? En dit is die geskenk. Want ek het nou vir jou gesê, wat is die geskenk? En jy het eintlik dit nou vir ons gesê, nê? En ek dink daar's meer aan die geskenk, en ek gaan dit nou nie weggee tot die mense dit lees nie, maar almal soort van double clutch as hulle na hierdie titel kyk en sê, maar dis selfdood, maar hier is dit die geskenk, en ek dink my uitgewer is ongelooflik slim daar, want dit prikkel die nuuskierigheid, hoe kan jy selfdood as 'n geskenk sien? Ja. En ek het aan die begin gedink, nee, die titel nee, maar ek het hulle vertrou, en dit was die regte besluit. Maar die titel en hierdie beeld sê vir my, dis nie net 'n pity party nie, nê? Dit is 'n Nee. En daar's nie, dit word nie reggemaak nie, en die pyn word nie uitgevee nie, maar daar's hoop, en hierdie hoop vergestaal, en wat ek dink 'n regtig belangrike, en weer eens 'n baie dapper deel is die derde deel van die boek, nê, waar jy op 'n punt kom waar jy waagmoedig kan besluit, jy kan weer jou hart oopmaak vir die moontlikheid van liefde na jou man, nê? En ek kan nie jou storie namens jou vertel nie, en ons hoef nie die hele storie nou weg te gee nie, maar as jy nou in 30 sekondes vir mense moes vertel, kom ons maak dit 2 minute, in 2 minute vir mense moes vertel, wat behels daai derde deel? Kyk, daar's die hartseer, daar's die pyn, daar's die heel word, en dan, wat het toe in jou lewe gebeur? Jy praat van Bleskoppie. Ja, daai storie. Ek besluit toe doelbewus COVID raak te lank vir my. Ek het so hier en daar met die verkeerde mans, of wat nie reg was vir my nie. En ek het gedink, jy weet, hulle praat so verskriklik oor afspraak webwerwe, maar daar's een wat ek dink baie goed is, en ek sit hier en ek het niks om te doen nie, of ek het baie om te doen, maar ek is so moeg geskryf al, en ek gaan so en ek scroll, en ek kom af op hierdie gesig van hierdie man, en ek dink net, sy gesig het net 'n sagtheid, en ek lees oor hom, en sy hele profiel, en ek het gedink, dis iemand wat ek graag sou ontmoet, want hy is volwasse, hy is 12 jaar ouer as ek, ja, ek het 'n vaderkompleks, ek besef hy is ouer, en ek wou nie met hom uitgaan nie, want oor hy ouer is, het ek heeltyd gedink aan die dood, sê nou, hy gaan ook dood, hy is 12 jaar ouer as ek, en die kinders het vir gesê, maar mamma, hoe kan jy so sê? So jy daarvan hou as iemand vir jou sê, jy's te oud, ek wil nie met jou uitgaan nie. En ek het toe gedink, ek gaan, en toe hy instap in hy restaurant, very English en so, maar hy 100% Afrikaans verstaan, en hy het baie met my Afrikaans gepraat, sukkelend maar het ek net besef, ons het so baie gemeen,
wat die liefde vir die kunste betref, wat sofistikasie betref en ek weet nie en ek het net soos heeltemal vir die man geval en hy vir my en ons was lewensmaats, ons sou dit verder geneem het. Met ander woorde, ons was van plan om saam in te trek. Die kinders was baie lief vir hom. Ek het my lewe herbou en hier op 'n dag I have back pain en volgende net 'n week daarna, they said it was terminal. It's terminal. I have 3 months to live. Johannes, ek kan nie vir jou sê nie. Dit is toe opnuut. Dit is iets anders as JD, maar dit is net dat jy gaan sit later en jy dink, toe raak ek selfsugtig. Toe dink ek, hoe kan dit weer gebeur? Hier is hierdie geluk wat ek nou vind, en hy vind dit, nou lê hierdie 2 jaar van, ek het nie vir 'n oomblik gedink, ek gaan nie by hom staan met hierdie geweldige uitmergelende siekte nie, hy was toe op die eind verlam, nie, maar sy kop was meestal by, en die lewenservaring daar was ook nog beter. Ek het so baie geleer, en ek het gedink, ek sou dit nie kon doen nie, maar jy kry altyd krag, en die dankbaarheid van sy kinders, dat ek tot op die einde by hom gestaan het. En ek is nog tot 'n mate, dit was maar 19 Augustus verlede jaar. Jy rou voortydig, want jy weet dit gaan gebeur, maar ek dink nog steeds baie aan hom. Met wat sê Afrikaans vir fondness, dit is sulke wonderlike herinneringe. Net, ek weet wat jy sê, met fondness, nee. Met fondness. Dit was sulke wonderlike tye, maar ek sien weer kans vir wanneer die liefde kom, en is die regte liefde, want jy weet, daar is baie snaakse mense daar buite, wat miskien wat jy agterna besef, rooi vla. So, miskien nie nou nie, maar ons sal die toekoms dophou daar. Maar ek dink, hoekom daai derde deel vir my nogal so belangrik is, nê? Jy kan sê of dit jou ervaring is, jy kom uit die hartseer, jy leer om jou hart weer versigtig oop te maak, jy kry weer seer, en daar sal die les in dit dat seer kry gaan nooit, solank as jy lewendig is, nooit einde kry nie, nê? Om lief te hê gaan altyd toekomstige seer met dit saambring, maar om dapper genoeg te wees en sterk genoeg te wees om dit nogtans die lewe te kies. Maar ek het in 'n stadium was ek baie selfsugtig, jy dink mos jy's die enigste mens wat sit met hierdie pyn. Maar as jy lewe, gaan jy pyn hê. Almal se pyn is net vergestel op verskillende maniere, en myne klink erg, en dit was erg, maar wie's ek om te dink my pyn is erger? Ek vergelyk dit nie. Ek vat net daai goeders en dink, as ek weer moes kies, het ek weer 'n verhouding met Bleskoppie gehad, want dit was net 'n wonderlike, amper 3 jaar, siekte en al ingesluit, en hy was 2 van daai 3 jaar was hy regtig siek, maar die wonderlikheid, hoe hy homself leer ken het, hoe daar broers en susters wat hy nooit gesien het nie, want hulle is verskillende ouers, sy ouers, en jy weet, kinders so, hoe almal by mekaar gekom het, hoe hulle mekaar vergewe het, hoe 'n boelie John se hand kom vashou het, en Bleskoppie sy hand kom vashou het, en daar baie vergifnis was. Jy weet hoe die boelie gestaan het met trane in sy oë, en John se laaste verjaardag, hoe ons die koek en die kersies indra, almal, 'n vriendin het gesê, hoe kan ons happy birthday sing, hier's net mooi niks happy aan hierdie dag nie, maar weet jy nou, as ek terugkyk, dan onthou ek die ballonne, die kerse, hoe John geglimlag het, en hoe bly hy was, na die meeste mense uit die kamer was, en ek besluit het, daai dag, ek gaan nou sy huldeblyk lewer in sy gesig, want hy help het, ek sê hierdie mooi goed op sy roudiens, en dit was verskriklik, ek het van my kant af, ek het vreeslik gehuil, terwyl ek het doen, ek het baie hard probeer om dit te doen, jy lê die man, hy sterwend, maar ek kon alles verstaan, en daai woorde agterna, thank you sweetheart, that was beautiful, en toe die diens kom agterna, wat by sy huis was, het was eintlik meer vonkelwyn en so, en kuier en gesels, en
En sy lieflike seun sê vir my, it's your turn now to say, no, I'm not saying anything. I told that to him in his face, and that was my moment with him, and it's done. En vir my was dit so fantasties. Ek haal dit ook aan in my boek. En ek is so bly dat hy gegaan het net kort daarna met my woorde in sy kop. En dis my so kosbaar en helend om dit te weet. Ja. Dis ook die geskenk, nê? Dat die feit dat ons lewens eindig is, moet vier mens aan om te sê wat jy vir iemand wil sê nou, nê? Mens leer om die tye wat jy nou saam kan hê te benut. Dit is absoluut so, en Seredien het ek so dink dat mense dink dit is iets wat vreemd, maar ek dink jy skryf ook daaroor om in die nou te lewe. Dis hierdie mindfulness ding, met ander woorde, ek hoef nie vir jou te sê wat dit is nie, maar die bewustelikheid van elke liewe oomblik. En as nou drama gebeur, dan sê ek vir myself, as 'n geyser bars of die tuin die gras is nie gesny gister nie, dit is krisisse nie. As iemand 'n verkoue het, ja, die persoon voel sleg, ja, dis griep, ek kry medikasie. Dit is my persepsie van krisisse is anders. Ja. So elke oomblik wat dinge so gaan en op die oomblik gaan dit baie goed eintlik. Is vir my deel van in die nou leef, en my lewe is soveel beter. Ek dink nie aan krisisse nie meer nie. Ek dink nie aan wat kan verkeerd gaan. Ek dink nou aan wat reg gaan en hoe kosbaar dit vir my is. Hy is nog gister oorlede. Is dit toe dat jy aan die boek begin werk het, of het jy voor dit al begin? Nee, ek het net na JD se dood het ek al begin notas maak en so, en dan vat ek, en veral met die COVID tyd, het ek nie met die idee dat die uitgewer dit gaan sien nie. Ek wou dit net skryf en gedink, miskien eendag as ek sterk voel, dan sal ek hierdie miskien aangaan en dit daarvan 'n boek maak, miskien, ek weet nie. En toe my uitgewer ek dink die storie het begin loop dat ek so 'n boek in beplan, maar ek het nie 'n sperdatum gehad nie. Hulle het my toe NB Uitgewers genooi vir koffie, en ek het vir haar gesê, sy het gesê, wat doen jy deesdae? En ek vertel haar van die boek, en ek sê, wat dis die hoofstukke lyk wat ek beplan, en sy sê vir my, nou maar goed, wanneer is die boek klaar? Ek sê, nee, as jy gesprake, en sy sê, ek gee nou vir jou sperdatum. Ja. En dit was verskriklik, want toe werk ek 15 uur op 'n dag, en is trauma, dis mos nou, jy weet, dis mos nou wat jy moet weer dit herleef elke keer. Maar hier is sy, en dit was asof daar net, dit klink nou ook baie sentimenteel, maar daar was net asof daar 'n hoër mag was, of 'n engel, of iemand wat wou gehad het, skryf hierdie boek, en dit in my gevoel is nie my woorde nie. Dis glad nie my woorde nie. Dit het net na my toe, ja, dit is moeilik, en dit was baie navorsing, maar van die sinne en die goed, het net soos die slotsin van die boek, wat ek natuurlik nou nie sal sê nie, het net van iewers afgekom. Die hoofstukke se slotsinne het net van iewers afgekom. Ek weet nie van waar nie. 'n Hoër mag definitief. En ek sou vermoed 'n wysheid wat jy oor die jare opgebou het en net nog nooit hardop vir jouself kon sê nie, maar wat daarso, weet mens het mos so 'n stem wat hier is. En dis kom tyd is min, en ons vreeslik baie wat ek nog oor sou wou gesels. Ek meen, jy raak byvoorbeeld hier ook aan jou kinderjare en jou pa se drankprobleem en die impak wat dit gehad het en so. My lesers gaan myself daarvoor moet kyk, maar jy het nou gesels oor die groeiproses, jy weet, na JD se dood en ook later toe jy nou weer kon liefkry. Was die skryf en die geweldige blootlê van jouself en die weerloosheid wat daarmee saamkom, was dit ook 'n groeiproses? Was dit ook 'n deel? Ja, baie, en ek het net besef, mense sê, Jenne, hoe kan jy jou hele lewe so bloot lê van jou kinderjare af, en dit is verskriklik, en die trauma en die ding. Nee, ek het net een doel gehad, en dit is, van die eerste deel van die boek is memoir, is my en JD se storie, dis ook van my kinderjare, wat my op 'n sekere manier sterk gemaak het, in die sin van, ek het gekies, gekies om sterk te word. Dis nie oor wat met my gebeur het nie, ek het dit gevat en verander, sodat ek weer kon opstaan daarna, sodat ek weer posttraumaties kon groei. Ek was 6 jaar oud toe ek dit al besef. Dit is wat ek wil doen, ek wil weer vir myself opbou, maar nee, oor dit 'n memoir was net een manier om dit te skryf,
en dit is brutaal eerlik. Ek het, wat bevrydend was van hierdie boek, ek het dat niks my terughou nie. En ek het mos nou uit was desperaat het ek 'n medium ook gaan sien en haar woorde was, if someone pissed you off, write about it, because I don't want to read about bullshit. Ja. En dit is waar, ek het dit ernstig opgeneem. Maar hoe voel mens dan? Voel jy dan ligter of kyk jy nou oor jou skouer, wie gaan vir my kom aanspreek oor wat ek geskryf het, of voel jy vry as jy dit Nee, ek kyk eerder uit na mense wat weer vingers na my gaan wys oor die selfdood of weer vir my daai verskriklike goed gaan vra. Daarvoor kyk ek uit, daarvoor is ek nog versigtig. Maar nou het ek ook al 'n vraag, as hulle vir my vra, hoe ver het die bloed gespuit, dan sê ek net vir hulle, hoekom wil jy weet? Dan skrik hulle so groot, dan het hulle nie antwoorde nie. So dit het ek self uitgedink, dit is miskien nie mooi nie, maar vir wat wil jy dan sulke vrae vra? So jy gaan daai antwoord van my kry. So dit is wat my pla, maar verder weet ek dat eerlikheid seëvier altyd. En as mense kritiek het of as hulle dink die vrou gaan te ver met hierdie boek, dan is dit hulle probleem, nie myne nie. Ja. Nou daai wat jy nou noem, daai wat jy vir mense sê, as hulle vir jou vra, jy weet daai tipe details en jy sê, wat wil jy doen met die inligting? Ek moet bieg, ek het 'n bietjie gegiggel toe ek dit gelees het, want ek kon nou die prentjies sien, so dit was my snaaks. Weet nie vir die bedoeling is nie, maar ek wil tog vir mense wat nou kyk sê, daar's vreemd genoeg ook humor in die boek, né? En dit is wat werk hierdie spel tussen regtig afgryslike swaar goed en 'n ligtheid in jou, né? 'n dapperheid in jou. Riet, jy's 'n sterk mens, né? Nou is ek. Jy is. Dit is reg. Min mense sou dit kon doen, maar jou hartseer, jy skets vir ander mense die roetekaart hoe hulle ook daar kan kom. En ek dink dit is die wonderlike ding van die boek, né? En ek weet dit want mense het dit al vir my gesê. Ek kan nie nou hulle storie vertel in die openbare media nie, maar mense wat dit gelees het al vir my vertel hoe jou boek vir hulle hoop gegee het. So daarvoor sê ek vir jou dankie namens ander mense ook. Is daar 'n laaste gedagte wat jy by mense wil laat wat ek nie by uitgekom het met my vrae nie voordat ons afsluit? Ja, net een. Baie dankie dat jy nommer 1 so 'n heerlike onderhoud voer. Jy voel of jy hier langs aan woon en ons het net hierdie lekker geselsie. En tweedens dankie dat jy die humor noem. Die humor het ek nie aspres ingewerk om nou die tragedie te verlig nie. Die humor is my persoonlikheid. Ek het nog altyd humor in sekere situasies raak gesien en waar ek nou vertel van my jeug en daai vriend met die pampoen kleurskoene en ja, ek weet nie, dis net, jy weet, en die mans wat ek toe raak geloop het voor Bleskoppie en daai stories, dis interessant en dit is snaaks en terugskouend toe ek nou weer deur die manuskrip gewerk het, toe dink ek, ja, dit werk nogal. Dit is nie 'n pity party nie. Ek wil nie 'n mens met huil van bladsy 1 tot bladsy wat ook al hoe dik die boek is nie. Nee. Maar ek kan en dankie dat jy my sterk vrou noem, want dit is hoe ek voel. Ek kry my oomblikke wat ek nog hartseer is natuurlik, maar dankie. Ek hoop ek hoop ek voldoen aan lesers se vereistes. Ja. Riet, die mense wat jou weer wil kom luister, né? Jy praat die hele land vol oor die boek, sê net, jy's onder meer op pad Gauteng toe ook vir 1 of 2 bekendstellings, maar ek meen ek sou nie nou al die datums af te rits nie, maar mense kan op jou Facebookblad gaan kyk vir waar jy dit geluister, sekerlik die advertensies gesit. Ja, ek het 'n nuwe webwerf. www.rust.co.za. So net my naam en ek het al die bekendstellings daar en vanaand my eerste een op Wellington, hy's propvol, bespreek en Tygervallei, Waterfront, Pretoria, hele paar, maar ek weet nie meer waar oral nie, al die boekfeeste. Ek sien verskriklik uit daarna om die lesers te ontmoet en lekker met almal te kan gesels. Dankie. Baie dankie dat ons lekker kon gesels. Riet, ons skakel af, maar en voorspoed op die reis, né? Die reis hierdie is nie die einde van die storie, hierdie laaste bladsy nie. So ons volg jou en ons waardeer jou. Baie dankie. Dankie Johannes, regtig.